Die Here is so 'n getroue God en dit gaan lyk asof ons as band hierdie diens beplan het. Maar tog eintlik was die Here besig met ons om die diens te beplan, sodat elkeen van ons in die teenwoordigheid van die Here kan inbeweeg, sodat elkeen van ons deur die teenwoordigheid van die Here kan gerestoreer word en herstel word, want dit is die ultimate goal waarna ons streef as mens, wat ons hart is die teenwoordigheid van die Here. Want ons praat baie oor, dit is in die teenwoordigheid van die Here, dit is daar waar hy jou kom verander. Dit is daar waar hy kom openbaring gee, dit is daar waar hy jou laat besef, ek is gebroke, but not beyond repair. En dit was so mooi toe Retief Burger sê, dalk is jy vanoggend hier en jy's laag, maar gelukkig vir jou vloei water op die laagste plek toe. So is nie goed vir ons om hoogmoedig te wees nie. Beteken nie, wanneer ek sê, dis nie goed vir ons dat ons hoog is nie, dit mag goed gaan met ons as kind van die lewende God. Maar pas op vir hoogmoed. Want dis nie wanneer ons God se kanaal sien vloei nie, is in hoogmoed. En ek wil praat vanoggend en Junien het my genoem wat sy wil doen en wat op haar hart is vir die oggend en om verse te gee. Maar ons was die naweek was ons by 'n konferensie, worship konferensie gewees van Nuwe Lof, Amazing, is Retief Burger, is Louis Brits, dit is Stella, dit is Stas, of onbeskaamd, dit is Len, ons soveel goeie mense daar wat regtig so humble is en dit was so 'n mooi dag en dat ek nie eers eintlik gelees het die verse wat Junien gegee het. En ek het gesien is daar en ek het met aangegaan en ek het niks eintlik te doen gehad met die oefening nie, want ek was nie hier nie. En so mense het so mooi dat Junien dieselfde skrifvers kies wat my primêre vers vanoggend is. So dit sê vir my dat die Here wil vir jou en vir my iets sê vanoggend oor sy heiligheid. Die Here wil vanoggend in iets vir jou kom openbaar oor sy grootheid en sy almag. En is vir ons as mense, nie sê ek met 'n groot liefde, luister dan. Want van die eerste moment af, wat ons begin het met die worship, wou die Here iets in ons harte kom vasmaak het. Hoor gou hierso, of voordat ek lees, maar ons gaan, die hoofvers is Openbaring 4 vers 1 tot vers 11. So ek kan soon toe blaai, dit is die skrif wat Marlies gelees het, maar voordat ek wil begin lees daar, wil ek vir jou vanoggend 'n vraag vra. Is hy waardig? Is God waardig? Is hy vir jou waardig? En hoekom ek dit wil persoonlik maak, is want ons kan in 'n geheel sê, hy is waardig, maar dalk is daar 'n bietjie twyfel in jou hart vanoggend. Want Retief wys vir ons, nou ek sê, ons gaan nou krag hê, as Eskom aan is, die inverters batteryspap, wat ek die early het om dood getrek, maar dalk moes dit gebeur so. So ons wil ons vir jou vra, is hy waardig? Waar hy krag aan. En Retief Burger wys ons 'n foto waar hy voor 'n Milan staan, of hy neem die mooi Milan af iewers in die Vrystaat, beautiful mense, die kop is daar en jy sien die milies daar so staan en hy sê, hierso het hy geaanbid. Ons is, wow. Hy sê nou, hier is 'n mooi foto, nee, ons is ja, dit is mooi, en hy sê, agter hierdie foto lê my vriend dood. Sy vriend was in 'n ongeluk gewees op die pad daar in die Vrystaat. En hulle kom daar aan en hy kyk na die mediese span en hoe hulle sy vriend probeer help en wat in die kar ongeluk was. En hy sien en die hele tyd is dit asof hy tennis kyk en hy kyk en hy kyk en hy kyk. En hy besef maar sy vriend gaan dit nie maak nie. En hy draai om. Hy loop na hierdie Milan toe. En hy sê die stil sagte stem vra vir hom, Retief, sal jy my nou aanbid? Hy sê, Here, u verstaan nie. Hy sê, Retief, sal jy my nou aanbid in hierdie tyd? En Retief vra vir ons, is hy waardig? Want julle, wanneer dit goed gaan, is die Here waardig.
In ons lewe, as die Here goed gaan, dan is hy waardig. Maar is hy waardig langs 'n sterfbed? Is hy nog waardig vir jou in verlies? Is hy nog waardig vir jou wanneer jy jou werk verloor? Is hy nog waardig vir jou as jy niks het om te eet nie? Is hy nog waardig vir jou as jou finansies nie uitwerk nie? Is hy nog waardig vir jou as jou lewe in duie stort? Want hoe ons God sien, bepaal hoe ons hom gaan aanbid in ons lewe. En die een ding wat Retief hulle die hele tyd gesê het, nou die rede hoekom ek sê, ek gaan Retief sê nie Retief Burger nie, dis nie dat ons op 'n first name basis is en ons is vriende nie, ek wil net gaan net nie altyd sê Retief Burger nie. En Retief hulle en Louis hulle en Stas hulle almal het een ding duidelik gemaak en gesê dat worship is nie net musiek nie. Kyk, worship is 'n groot deel, musiek is 'n groot deel van worship. En is beautiful en is mooi en wanneer ons sing, is worship 'n response wat ons vir God wys in eerbied en in lof en in aanbidding. Dis hoekom baie keer wanneer ons sing, raak ons so in ek wil nie sê in wegvoering nie, want jy moet nog steeds in die oomblik bly, want dit is nie 'n show nie. Maar raak so excited en jy voel jy wil harder speel en wil op en af spring. En die dromme voel hy wil die dromme stukken slaan want dis 'n response wat jy vir die Here gee. Partykeer is daai response 'n gewydheid en dit is sacred en is daai sacred brokenness wat ons net stil raak en is gewyd en ons besef het ons weer stil en weet die Here is God. So aanbidding is 'n response wat ons vir God gee uit ons oogpunt van hoe ons God sien, hoe ons God beleef. En baie keer is ons worship geaffekteer of eintlik elke keer is ons worship geaffekteer van hoe jy God sien. Want as jy deur 'n moeilike tyd gaan en ons sien God nie as waardig en as onregverdig, hoekom gaan jy kerk toe kom? Hoekom gaan jy worship? Hoekom gaan jy aanbid? Maar aanbidding is nie primêr worship nie. Ekskuus, ek is besig om siek te word, so dit is nou lekker krap in die keel. Worship is nie net of aanbidding is nie net sing nie. Anders sou ons net gaan bid het op 'n Sondag. En dit sou bad wees. Maar worship is dit wat jy sê, dit wat jy praat en dit wat jy doen. Worship, aanbidding vir God is die persoon wie jy is buite kerk. Want as jy en ek het al baie die voorbeeld gebruik, as ek op 'n Sondag en ek kom hier so aan, ja, daar is 'n mate van respek en ek lyk bietjie netjieser want my vrou sê vir my ek moet so aantrek. Ek hou nie van 'n lang broek nie. Ek hou niks daarvan nie. En ek sal af 'n kort broek sê daar's 'n mate van okay, ek hoor wat jy sê, Bokkie, ek lyk netjieser net. So daar is 'n mate van ons wil netjies lyk vir God die Vader. Maar moenie jou persoonlikheid verander die oomblik wanneer jy by die kerk kom en Maandag besef, as iemand jou Sondag sien en Maandag sien, moet jy dieselfde wees Sondag en Maandag, want dit is ware aanbidding. So ons moet Sondag wanneer ons hiernatoe kom en mense groet en jy maak grappies en dis wie jy is in die teenwoordigheid van die Here en jy's gemaklik in jou identiteit in die teenwoordigheid van die Here, gaan jy gemaklik wees in jou identiteit voor mense ook wanneer jy Pick n Pay spaar, wanneer jy George toe ry, waar jy ook al gaan, waar jy die mense op die sportveld kry, gaan mense weet, okay, hierdie ou is presies dieselfde by die kerk as wat hy hierso is, want sy lewe getuig van aanbidding, want dis wat aanbidding is. Is niks anders as gehoorsaamheid aan God die Vader met ons lewe, met ons woorde, met ons dade nie. Met ons denke en ons hart. Worship is 'n groot deel van my lewe ook, omdat ek soveel keer al waar liedjies my kom help het en liedjies my kom optel het, waar die liedjies die water gevloei het in die laagste punt toe en dis waar die Here my kom bedien het en dis hoe die Here met my werk, is deur musiek en worship en ek love dit en is my amazing en worship is 'n groot deel van my hart. Is 'n groot deel van my bestaan, musiek om te kan speel vir God die Vader. Is nie net ek sê ek is talentvol, dis wat ek sê nie. Maar worship is 'n groot deel van ons as worship span hier. En wanneer ons oefen, is dit ons hartsbegeerte om dieper te gaan en ons vra dat Here vat my dieper. En is in daai oomblikke wanneer ons laag is, wat ons die diepte sien van God die Vader.
So worship is 'n response van dit wat ons ervaar en beleef wie God is. Want as jy 'n goeie beeld het en as jy besef maar God is waardig by die sterfbed, is waardig in verlies, is waardig in tekortkominge, dan gaan jy hom aanbid net daar waar hy is. En Retief sê hy, dit was vir hom so moeilik. Toe die Here vir hom vra, bid my, sal jy my nou aanbid, Retief? Jy doen dit voor mense op die stage, jy doen konferensies, maar sal jy nou, wanneer daar nie 'n skare is nie, en is net ek en jy, in jou seer en jou pyn. Maar ek wil ek 3 dinge kom uithaal, dat God waardig is. Ek wil lees Openbaring 4 en ek wil regtig vra en ek het ook voorberei ook en ek het eintlik eers gisteraand voorberei, soos julle weet, baie keer my preke kry ek op 'n Saterdag en ek het nie gegaan met die gedagte van miskien kan ek net ietsie bring uit die worship diens uit nie, maar so toevallig is dit dat dis presies wat ek wil kom praat oor en Retief het hierdie gekom bedien ook oor is hy waardig? En broers en susters, net jy kan daai vraag vir jou antwoord. Ons gaan vir jou al die verse gee. Ons het vir jou verse al gegee in die diens, maar net jy en God en eintlik net God die Vader kan daai vers in jou hart 'n realiteit kom maak as jy hom toelaat. So dis my hart vanoggend, dat al die verse wat gelees is en wat ons nog gaan lees, laat toe dat dit jou hart kom verander vanoggend. Moenie skop teen dit waarmee die Here in jou hart besig is nie. Moenie kom aanhou terugveg en terugdruk waarmee die Here in jou hart besig is nie. Hoor gou hier, ons lees in Openbaring 4 vers 1 tot vers 11. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk 'n geopende deur in die hemel en die eerste stem wat soos 'n bassein met my oorspreek het gesê, kom op hierheen. En ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. Een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardis. En rondom die 'n troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. Nou gou vinnig, Johannes gebruik vergelykings. Hy sê ek sien een op die troon wat lyk soos jaspis en sardius. Ek sien hierdie reënboog soos emerald. Emerald is die Engelse woord vir 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone. En op die trone het ek 24 ouderlinge gesien. Nou dis die 12 stamme in die Ou Testament en die 12 apostels van die Nuwe Testament, die 24 ouderlinge sien sit beklee met wit klere en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stem uit die troon uitgegaan en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu. Ekskuus julle. Was soos 'n leeu en die tweede lewende wese was soos 'n kalf en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens. En die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad en hulle was rondom en van binne vol oë en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige wat was en wat is en wat kom. Sonder ophou sing hierdie 4 lewende wese, sing die hemele nou op hierdie oomblik, is hulle besig om hierdie een lyntjie te sing en dit gaan jou lofsang ook wees eendag. En elke keer as die lewende wesens
heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe. Val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe en werp hulle krone voor die troon en sê, is nie van neersit nie, dis cast, hulle gooi hulle krone voor die voete van die een wat op die troon sit. U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Dis worship, dis aanbidding. So die eerste punt wat ek wil kom maak om ons vraag te beantwoord, is hy waardig? Ja, want hy is heilig. Ons lees hierso in vers 3 van Openbaring 4. Ekskuus, voordat ek is hy so? Thomas, okay? Okay, gaan vir my na die stene toe asseblief. Ek gaan lees hierso. Hy is heilig en hy wat daarop sit het 'n voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardis en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het so smarag. So hier is die stene. Thomas gaan nou. As die steen net, sê net maar gaan slonk aan. Nou dit is die vergelyking wat Johannes gemaak het om te beskryf wat hy sien, die skoonheid, die heiligheid en die reinheid en die glorie van God. Is hierdie 3 stene wat 'n kosbare edelgesteentes was. En nog steeds is hierdie jaspis, hierdie sardis of karnieul of die smarag. En ons lees vir hiersoos dit. Dit is die stene. Nou ja, sorry Google, ek het dit kom dit so lyk ook. Nou hiersoos is die jaspis en die sardis en die smarag. Dis wat Johannes sien. En is dit nie mooi dat die eerste vergelyking wat hy gebruik is hierdie twee rooi stene? Wat ook kan wys dat die bloed van Jesus ons kom loskoop het. Want alles wat God doen, wat hy ons toelaat om te sien, is vir 'n spesifieke doel. So hierdie is die steen en toe Johannes in die hemel kom, toe sien hy hierdie en hy beskryf al hierdie goed is net as die glorie en die mooi en die reinheid en die heerlikheid van God, die heiligheid van God die Vader. Ons lees verder in vers 8 van Openbaring 4. Ekskuus julle. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad en hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig. Thanks dads. Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. As hierdie wesens, en hierdie 24 ouderlinge, en hierdie miljoene hemelwesens, elke dag besig is om te sê, omdat daar's nie dag en nag nie, om konstant te sê, heilig, heilig, heilig. Wie is ons, te dink God is nie heilig nie? As dit wat nou aangaan in die hemel op hierdie oomblik, hulle sing heilig, heilig, met ander woorde set apart. Heilig beteken exalted or worthy of complete devotion as one perfect in goodness and righteousness. Exalted or worthy. Dis wat die engele sing. Heilig, waardig, waardig is die een, holy, set apart, die ene wat nie soos enige iemand anders is nie. So hierdie engele is is buite tyd al besig. Hierdie engele met die 6 vlerke, die 4 wesens wat rondom God staan, is hulle besig om voor hom te buig en te aanbid. Hulle sing heilig, heilig en dalk skuif hulle en hulle roteer dalk en die een staan hierdie kant en elke keer wanneer hom sien, sê hulle heilig. Met ander woorde, hy's waardig. Daar's niemand soos hy nie, want ons sal nooit, en hoor my hart, wil ek dit eerder so sê, daar's altyd iets te ontdek van wie God is. Dis wat hom so heilig maak. So hulle kan nie ophou heilig sing nie. Want elke keer as hulle na hom kyk, is daar iets anders wat hulle raak sien van God se heiligheid. Dis hoe almagtig God is. He's worthy of our devotion.
Hy's perfek in ons lewe. Pas op dat die vyand nie die heiligheid van God kom steel in jou lewe nie. Pas op dat of deur gebeurtenisse of seer of selfs tradisie. Ons kom na kerk toe, my ma ook uit kerk toe kom, so ek kom ook nou kerk toe. Pas op dat die vyand nie die heiligheid van God steel in jou lewe nie, want as hy die heiligheid steel van wie God is in jou lewe, dan steel hy jou worship. Want hoekom gaan ons God aanbid? Want hy's heilig. En as ons hom nie sien as heilig nie, want ons almal aanbid dalk ietsie anderste. Of ons werk, of ons stokperdjies, want ons gee ons devotion, ons aandag en ons tyd aan dit wat jy meer tyd spandeer, steel jy God se aanbidding in jou hart. Pas op dat die vyand nie die heiligheid van God kom steel. Kyk, God sal aanhou heilig wees, maar die vraag is hy vir jou heilig? Kyk, hy is heilig. Maar ek vra vir jou en vir my vanoggend, is hy heilig? Want as jy God sien as heilig, gaan jy hom sien as waardig, en as jy hom sien as waardig, gaan jy hom aanbid, nie in sang nie, maar met jou lewe. Gaan jy sê, Here, ek wil niks doen, wat my diskwalifiseer om in die teenwoordigheid in te kom nie. Besef ons nog wie die Here is? Besef ons nog wie is die een wie jy en ek aanbid? Besef ons nog wie die een is wat vir wie ons lewe gee, elke dag, elke oomblik. Eksodus 33 vers 18 tot vers 23 sê, daarop vra hy, Moses vra, laat my tog u heerlikheid sien. Wat 'n vraag, nê? Moses vra vir God, Here, mag ek u heerlikheid sien? Maar hy antwoord, ek sal my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my, kom op hier, is 'n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan, en as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het, en as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie aanskou word nie. My hart, ook hierdie vers lees, mag die Here jou in daai rotskeur wegsteek vanoggend. Want julle, ons het 'n openbaring nodig van wie God is. Mag ons openbaring se uitnodiging vat van Openbaring 4. Kom op hier en ek sal vir jou wys. Mag die Here jou wegsteek in die rotskeur, en God is so heilig dat geen mens kan staande bly in sy heiligheid, omdat ons vleeslik is. Ons sal sekerlik sterf. Maar eendag gaan ons sien soos Johannes gesien het. Eendag sal ons sien dit waarmee wat die engele worship, sal ons ook aanskou die grootheid van God die Vader. Nou kan ons dalk vra, ja, maar hoe kan ek nou God sien? Jesus sê die Vader openbaar homself aan die wie hy hom wil kom openbaar, en hy doen dit deur sy seun Christus Jesus. So as ons in verhouding met God staan, gaan ons Jesus sien. Gaan ons God sien, gaan ons hom ervaar, want Jesus openbaar homself aan ons. Hy openbaar die Vader aan ons. Die volgende punt om ons vraag te beantwoord, is hy waardig? Ja, want hy is gekwalifiseerd. Geen mens kan aanbidding hanteer nie. Geen mens kan lof hanteer nie. Hoekom? Want jy word hoogmoedig. Gaan kyk oral waar mense verhef is en verhef word, hulle maak 'n gemors van daai aanbidding, want ons is nie gekwalifiseerd om aanbid te word nie, julle. Ons kan nie aanbidding hanteer nie. Ons kan nie dit hanteer dat mense ons verhef en ons onsself op 'n pedestal stel nie, want ons gaan val, want ons is nie gekwalifiseerd nie. Enigste een wat die aanbidding toekom en die lof toekom en die eer toekom, is God die Vader. Die enigste een wat gekwalifiseerd is om aanbid word, is Christus Jesus. Ons geen een. Openbaring 5 vers 1 tot vers 5. In die regterhand van hom wat op die troon sit, en dit is net na Openbaring 4, obviously, maar ek bedoel is die volgende vers van Openbaring 4.
Van Openbaring 4 stop op 11 en hierso begin ons nou in Openbaring 5. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor en aan die agterkant vol geskrewe was en wat met 7 seels goed verseël was. En toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: Wie is waardig? Wie is waardig om die boek te neem, om dit oop te maak, die seels daarvan te breek? Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat vaardig was my boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Johannes, moenie huil nie. All is not lost. Moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Openbaring 5 vers 7 tot vers 14. En hierso in vers 6 sê hy hoe Jesus Christus sien, die een as 'n lam wat geslag is, wat lyk soos, en praat hy verder, gaan lees dit, en hierso in vers 7 sê hy, en hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit, net toe die lam die boek neem met die 4 lewende wesens, en 24 ouderlinge voor hom gekniel. En elke een van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook. Julle hoor gou hier jou gebede tel. Die gebede van die gelowiges. Jou gebede val nie in die plafon vas en jou gebede word opgevang soos wierook voor God en hy luister en hy aanvaar dit en hy neem dit in elke liewe dag. Moenie ophou bid nie. Moenie ophou bid vir die mense om jou nie. Moenie ophou bid nie. Word opgevang in die hemele. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is met u bloed, mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende, duisende, ja, miljoene, miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep. Die lam wat geslag was is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see. Ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en die lam van God, behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, amen, en die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Is hy waardig? Ja, want hy is gekwalifiseerd. There's only one worthy of our praise. En hy verdien dit. Hy is die een wat gekwalifiseerd is, dat jy jou lewe vir hom gee. Hy is die een wat gekwalifiseerd is om ons lof te ontvang wanneer ons sing. En broers en susters, ek kan nie vir jou die openbaring gee nie. Ek kan nie hierdie woord in jou hart vasmaak, al wil ek in die gees gaan met superglue en hierdie vers op jou hart plak, kan ek nie. Ek kan dit vir jou gee, wat jy met dit maak, dis jou doen en late. Moenie dat hierdie woord op dowe ore val nie. So is hy waardig? Ja. Want Jesus is gekwalifiseerd, nie omdat hy sy mag kom rondgooi het nie. Nie omdat hy sy koningskap kom sê het, ek is koning, ek is die verlosser, ek is die antwoord, julle sal my aanbid tot in alle ewigheid nie. Nee. Hy is gekwalifiseer oor sy humility. Hy is gekwalifiseer, die kruisdood het Jesus gekwalifiseer om jou en my lof te ontvang. Ek wil daai skrifvers nou lees, maar is daar bo, Filippense 2 is die laaste ene. Moenie worry nie, ek maak nie klaar nie, ek rou net die vers 'n bietjie om. Filippense 2, dis hoekom Jesus gekwalifiseerd is. Filippense 2 vers 5 tot vers 11. Julle gesindheid moet soos Jesus Christus in wees. Alhoewel hy self God was,
het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid van hom wat hom toekom nie. Maar hy het dit prys gegee. Hy het 'n slaaf geword en aan die mens gelyk geword. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder tot die dood toe gehoorsaam te wees. Ja, tot die kruisdood toe. Daarom het God hom ook tot die hoogste posisie verhoog en aan hom die naam gegee wat belangriker is as elke ander naam. So sal by die noem van Jesus se heerlike naam elke knie in die hemel buig, of elke knie in die hemel en op die aarde en onder die aarde buig, en elke tong sal bely, Jesus Christus is Here. En so sal God die Vader verheerlik word. God kwalifiseer Jesus deur sy gehoorsaamheid tot aan die kruis toe. Jesus het nie sy gesag kom rondgooi nie. Het Jesus nie tog sy disippels se voete gewas nie? So moet julle ook doen. Jesus is gekwalifiseer deur humility. Nie dat hy sy mag of sy gesag kom rondgooi of misbruik het nie. Maar hy was nederig, gehoorsaam tot die kruis toe. So Jesus is gekwalifiseer. Julle, dit is in ons woord, dit is in ons Bybel. Johannes, hulle hoor die engel uitroep, wie is waardig? En Johannes, hulle hoor niks nie. En Johannes huil, want vir hom is daar niemand waardig nie. En die ouderling sê vir hom, moenie huil nie, Johannes. Daar's een waardig. En Jesus stap voor God se troon en gaan haal die boekrol. Die laaste punt van, is hy waardig? Ja, hy is waardig, want hy verdien dit. Broers en susters, God verdien jou lof. God verdien jou lewe van gehoorsaamheid aan hom. Die oomblik wanneer ons worship oor onsself maak, begin ons fout vind met die band. Die oomblik as ons worship oor onsself maak, begin ons fout soek met die tipe liedjies waarmee ons besig is. Die oomblik as ons worship oor onsself maak, en voel maar, ek ervaar dit nie, ek voel dit nie, dit was nie vir my lekker nie, dan begin ons gedagtes dwaal van, ek wonder hoeveel verse gaan hulle nog lees vanoggend met die worship voordat ons sing. Ek wonder hoe lank gaan ons nog besig wees hier. Maar ek wil eintlik sê toe, ons 'n baie lekker dag eintlik. Oomblik as ons dink worship gaan oor ons, dan begin ons krities te raak oor die worshipers. En ek bedoel nie ons nie, is dit ek sê nie, worshipers is nie net die mense wat musikaal sing nie. Worshipers is elke een wat leef soos God wil hê hy moet leef. Want Johannes sê vir ons, daar kom 'n tyd wat die Here aanbidders soek. Nie aanbidding nie, aanbidders wat in gees en in waarheid aanbid. So God soek aanbidding 100%, want hy verdien dit, hy verdien die lofste eer, maar God soek aanbidders. God soek jou om hom te aanbid in gees en in waarheid, met jou sang, met jou woorde, maar ook met jou leefstyl. Want dis ver meer waaroor aanbidding gaan. Want aanbidding kan ons nog onsself flous en die mense om ons flous, maar God sien jou hart raak. So is God waardig, ja, want hy verdien ons hoogste lof en hoogste eer. Hoor gou hierso. Openbaring 4 vers 8 tot vers 11. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad en hulle was rondom en van binne vol oë. Hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe en werp hulle krone voor die troon en sê, U is vaardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Is God waardig? Ja. Ja, julle. God is waardig. Want hy is heilig. Hy is gekwalifiseerd. En hy verdien dit. Hy verdien jou eer. Hy verdien jou gehoorsaamheid. Hy verdien dit dat jy leef soos hy wil hê jy moet leef. Hy verdien ons en hoor my hart. Wanneer ons 'n bietjie
'n lewendige sang sing. Hy verdien dit. Hy verdien die ou wat kniel. Hy verdien die ou wat sy hande omhoog lig. Hy verdien dit waar die persoon nie sy of haar, amper sê ek hom of haar, sy of haar arms omhoog hou nie, want almal van ons worship anders, nê? Dis te sê, hoor jou hande opsteek, hoe meer ontvang jy nie. Ek het een keer gehoor, iemand sê, as jy jou hande so oopmaak, kan jy dan weier ontvang wat die Here vir jou gee. En ek sê toe, maar ek stem nie saam nie. Want wat van Nick Vujicic, wat nie hande het nie? Ek stem nie saam nie, want nie almal van ons is gemaklik, is ekstroverte, om jou arms op te lig nie. So doen jy selfs hierdie, of selfs hierdie, of net dit, as jou hart reg is, gaan die Here jou kom volmaak. Dit gaan nie oor hoe hoog jou hande oplig en hoe hard jy sing en kan jy harmoniseer saam met die band en al die goed. It's not about that. Maar hy verdien die ou wat sy hande omhoog hou. Hy verdien die persoon wat net in sy hart sing, en nie noodwendig saam met ons sing nie, wat net ontvang. Want God verdien ons hoogste lof. Want hy is waardig. So die vraag wat ek gevra het in die begin, is hy waardig? Ja, hy is. En hy bly altyd waardig. Selfs voor 'n sterfbed, selfs voor verlies, selfs voor al die goeders in ons lewe wat ons so kom terroriseer. Hy bly waardig. En jy kan hom enige plek aanbid, want hy is God. En hy is goed. Vader, U is heilig. U is regverdig. U is goed. Here, U verdien ons lof. U verdien ons eer en aanbidding. Ja, Here, wanneer ons sing en wanneer ons instrument speel of selfs musiek luister, my Here, U verdien ook my aanbidding van gehoorsaamheid. En die eerste keer toe aanbidding genoem is toe Abraham vir die manne sê, vir die slawe sê, bly julle hier, ek en die seun gaan op en ons gaan God gaan aanbid. Hy het nie sy gitaar saamgevat nie, of sy harp nie. Hy het sy offer gevat. Hy het sy sacrifice gevat, om gehoorsaam te wees aan God die Vader. Aanbidding is nie net sing nie, julle. Aanbidding is 'n leefstyl. Aanbidding is om dieselfde te wees wat jy voel wanneer jy aanbid, en jy voel die Here is hier en sy manifest presence is hier en hy openbaar homself aan ons en ons voel hierdie om net bietjie gewyd te wees, net om daai sacredness te hê en om te sê, okay, hier wil ek net bietjie bly, Here. Here, kan ons nie maar tent opslaan hier nie. Here, U verdien ook wanneer ons net sê amen. Here, U verdien dit wanneer ons hande oplig of al dan nie, kniel of al dan nie, of sit. Want Here, ons is nie gekwalifiseerd om lof te ontvang nie. Want ons kan dit nie beheer nie. Ons sal dit nie kan hanteer eerder nie, Here. Want ons sal hoogmoedig word. En ons sal U afskeep, want hoekom het ek U nodig as ek reeds alles het en ek die alles is? Ons is nie gemaak om aanbid te word nie, Here. U is. En U alleen is die enigste een wat gekwalifiseerd is om ons aanbidding te ontvang. En ons wil dit gee, Here. Nie uit moed uit nie, om te sê, maar dan moet ek dit doen nie, maar ek wil. Here, ek wil vir U leef. Here, ek wil in lyn wees met U woord. Dit wat ek sê, dit wat ek doen, dit wat ek dink, my hart, wil ek in lyn kry met U woord, Here. Ek wil gehoorsaam wees. Here, wanneer ons saamkom om te worship hier in die kerk op 'n Sondagoggend, of wanneer ons 'n worship diens, of wanneer ook al, Here, wil ek U aanbid, Here. Ek wil U prys, ek wil U loof. Want Here, ek het gelees, Here, ek het gesien wat aangaan in die hemel, Here.
Ek het gesien waarmee die ouderlinge besig is en die 4 lewende wesens en die 1000, 10 miljoene hemele wesens besig is. U is vaardig. Here, ek wil 'n nuwe lied vir U sing, Here. Ek wil nuwe lof vir U bring, want U alleen is waardig. En Vader, bid ek dat dit nie net vanoggend 'n waarheid sal wees nie, maar dat dit 'n waarheid sal wees vir die res van ons lewe, om te weet, Here, U is waardig. Ja, U is, want U is heilig, U is gekwalifiseerd en U verdien dit. Ekskuus. Daarom bid ek, Vader, dat U met ons kan werk in hierdie week. Here, kom help ons met ons aanbidding, ons gehoorsaamheid aan U. Here, dankie dat U goed is en lankmoedig is en dankie dat U ons verwelkom in die teenwoordigheid in, Here. En Vader, ons bring U al die eer en al die lof kom U toe en ons bid dit in Jesus se naam. Dankie, Vader. Amen.